Ons weet dat God alles in goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Julle kan slank vir my blaai na Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, Romans chapter 8. En ons lees vanaf vers 18 tot en met vers 30 vanmôre. Dit is 'n lang gedeelte, is 13 verse. Maar ons moet die hele gedeelte lees en heel waarskynlik, ek is nog nie seker nie, ons sal sien hoe gaan die preek en hoe lank die preek aangaan vanmôre. Ons mag dalk hierdie in 2 dele preek, die eerste helfte nou en die tweede helfte volgende week. Of ons gaan miskien deur alles kom vanmôre. Maar kom ons lees die skrif, Romeine 8, vers 18 tot 30. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinloos bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik. Terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles in goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Vader, ons bid nou dat U ons sal lei in die woord vanmôre, Here God, en dat U hierdie saad diep sal plant in ons harte, Here God. Here, dat dit sal vrug dra vir U eer, vir U heerlikheid, Here God, en vir ons goede. Here, dat U ons sal lei in die wysheid daarvan, deur die Gees wat in ons is. Ja, kom, o Heilige Gees, en verlig ons gedagtes, verhelder ons denke, fokus ons oë absoluut op dit wat U vir ons wil sê in hierdie brief. Here, mag U geëer word, mag U verheerlik word in dit. Here Jesus, dat U naam groot gemaak sal word deur dit alles. Amen en amen. Alhoewel hierdie ons hoofteks vanmôre is, wil ek wel 'n gedeelte lees uit een van die ander boeke van die Bybel. En ek weet ons lees nou 'n bietjie baie versies, maar dis beter dat die Here praat as ek. Sekerlik is sy woorde belangriker as myne. En dit is in die eerste hoofstuk van Prediker. En hy begin so, hy sê, sinloos, volsla, sinloos. Sinloos, volsla, sinloos. Alles is sinloos. Wat 'n voordeel is daar vir 'n mens met al sy inspanning, waarmee hy hom afsloof onder die son. Geslagte kom en geslagte gaan en die aarde bestaan vir altyd. Die son kom op en die son gaan onder, en haas hom na sy plek waar hy opkom. Die wind waai na die suide en draai na die noorde, dit bly draai en draai. Op sy kringloop keer die wind telkens terug. Al die strome vloei na die see, maar die see word nie vol nie. Na die plek waarheen die strome vloei, daarheen vloei hulle altyd weer. Alles bly aan die worstel. 'n Mens kan dit onder woorde nie bring nie,
Oë raak nie versadig van sien nie, en ore raak nie vol van hoor nie. Hopeloos, sinloos, daar is geen punt nie. Hoekom werk jy? Wat is die doel van enigiets wat ons op hierdie aarde doen? Niks wat jy doen gaan vir ewig staan nie. Wat is die punt van dit alles? Geslagte kom, geslagte gaan. Ons is hier vir 'n oomblik op hierdie aarde en dan is ons weg. Daardie oomblik voel vir ons dalk partykeer lank, 80 of 100 jaar as jy gelukkig is. Maar op die einde van die dag is alles maar net sinloos. Wat het jy bereik in jou lewe tot dusver? Het jy 'n verandering in hierdie wêreld gebring waaroor mense 2000 jaar later gaan praat? Het jy 'n verskil gemaak op so groot manier dat die hemele jou naam gaan uitroep eendag? En die antwoord is absoluut nee. Ek het gekom en ek het gegaan. 'n Mens sien dit in die Ou Testament wanneer ons na daai geslagsregisters lees wat ons nooit lees nie. Want as jy mos kom daarby en hierdie een se seun was hierdie seun en toe gaan hy dood en toe word hierdie seun gebore en toe gaan hy ook dood en hierdie seun word gebore en hy gaan dood en hy het soveel jaar gelewe en nog seuns en kinders, dogters gehad en toe is hy dood en dit is amper so 'n herhaling van en hierdie ou het gekom en gegaan en hierdie een het gekom en gegaan en dit is omtrent al wat ons weet. En dit voel partykeer vir ons, wat is die punt van alles? Dit is sinloos, dit is hopeloos. Nog 'n dag, nog 'n nag het verbygegaan. Alles bly aan die worstel, sê die prediker in sy gedeelte. En dan lees ons iets soos hier in Romeine 8, waar Paulus sê ek is oortuig dat nee, alles is nie net sinloos nie. Ja, dinge is onderhewig aan sinloosheid, maar daar is hoop vir dit. Dit wat vir ons soos chaos lyk, dit wat vir ons nutteloos en sinloos lyk, is in God se hande ewigheidswaardevol. Paulus sê dat ek is oortuig dat niks van die lyding wat ons nou verduur kan vergelyk met die heerlikheid wat vir ons wag nie. Ja, hierdie aarde is onderwerp aan sinloosheid, maar nie sonder rede nie, sê hy verder in hierdie gedeelte in Romeine 8. Hy sê dat hierdie wêreld is onderwerp aan sinloosheid, maar in hoop. In hoop op die heerlikheid wat vir die aarde wag, wat vir die wêreld, wat vir die skepping wag. En so ja, daar is die idee van, dit is wat dit is. En dit is 'n sê ding wat ek baie keer gebruik. Dit is wat dit is. As mense met my praat en kla oor hulle lewe en dinge wat by werk aangaan, dan is my antwoord aan hulle, dit is wat dit is. Meestal in Engels, it is what it is. So is dit, so het dit gekom en so sal dit bly en so sal dit gaan. Maak vrede met wat in jou lewe aangaan, dit is maar wat dit is. En terwyl ek besig was met die voorbereiding van hierdie, besef ek net dat ek klink soos die prediker en nie soos Paulus nie. Want vir die prediker, dit is wat dit is. Vir Paulus is, dit is wat dit is vir 'n tydjie, maar nie vir altyd nie. Daar is 'n heerlikheid wat vir ons hoop gee, sodat dit nie net is wat dit is nie, maar dit beter gaan wees. En dan gaan dit nie wees soos wat dit is nie. Sien, die prediker sê die aarde gaan bly en dit gaan net aangaan en aangaan en geslagte kom en geslagte gaan. Paulus sê nee, daar is 'n tyd wat selfs die aarde voorwag. En die skepping voorwag, wanneer dit nie meer is soos wat dit is nie, maar dat dit anders te gaan wees. En so Paulus herinner ons in hierdie skrif dat daar is hoop. Dit is nie 'n sinlose bestaan nie. Dit wat met ons gebeur, dit wat rondom ons gebeur, is nie sinloos nie, is nie deurmekaar nie, is nie nutteloos nie. Maar alles wat gebeur rondom ons en met ons, sê hy verder, sal uiteindelik uitwerk ten goeie vir hulle wat hom liefhet. Dit is soos wat dit is vir sommige mense, maar nie vir hulle wat die gees van God in hulle het nie. Vir ons is dit nie soos wat dit is, en dit gaan nie altyd wees soos wat dit is nie. En dit is die hoop wat hy vir ons gee in hierdie gedeelte. Dis oortuiging, ek sê, ek is oortuig. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk met die heerlikheid wat vir ons wag nie. Ons het laasweek gesien aan die einde van die vers, weer eens 'n mooi gedeelte, die hele vorige gedeelte van Romeine 8. Dat ons is gered, ons is aangeneem, ons het die Gees wat in ons roep uit Abba Vader.
En hy sê daar in vers 17, hy sê, maar as ons kinders is ons ook erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus, as ons inderdaad saam met hom ly. En Paulus besef daar, maar net omrede ek 'n erfgename is, en omrede ek eendag gaan erf dit wat na my toe kom deur die verlossing wat ek ontvang het, beteken nie dat ek op hierdie aarde net altyd goeie dae gaan sien nie. Ek gaan ly, ek gaan sukkel. Hy sê in die laaste vers 17, as ons saam met hom ly, sal ons saam met hom verheerlik word. En so daar's baie maniere wat 'n mens kan kyk na die lyding. In die eerste plek as ons dink aan lyding, dink ons aan die pyne wat ons het wanneer ons oud is. Maar dit is nie noodwendig die lyding waarvan hy praat nie, dit is deel van dit. Ek dink hy praat meer in die sin hier van die lyding wat ons ervaar ter wille van ons geloof in Christus. In 'n sekere mate, seker alle lyding. En Paulus weet wat lyding is. Ek lees vir julle kort lys in 2 Korintiërs 11. En 2 Korintiërs is een van daai briewe, jy weet Paulus is baie ongelukkig terwyl hy daai brief skryf. Genigtig, as jy hom lees, is dit net, hierdie man is baie ongelukkig met daai gemeente, want hulle het hom kwaad aangedoen. Hulle het hom baie seer gemaak. Hy sê op 'n stadium sê ek het gehuil oor wat ek aan julle gedoen het en wat ek vir julle gesê het, maar ek moes dit vir julle gesê het sodat julle kan weet wat aangaan. Sy hart breek vir hulle. En een van die dinge wat aangaan in daai gemeente is dat jy hierdie superapostels het wat in daardie gemeente iets in die lyn preek van kyk, Paulus is nie gelowig genoeg nie, want kyk hoe sukkel hy. Kyk hoe gaan dit moeilik met hom. Ons lewe in oorwinning, ons staan op alle beloftes, ons het net goeie dae, ons is on top of it. Ons is die apostels gekies vir hierdie doel en hierdie tyd. Paulus antwoord dit in 2 Korintiërs 11. Hy sê, is hulle dienaars van Christus? Nou praat ek sonder verstand. Sê Paulus, ek gaan nou dom wees, ek gaan nou soos 'n dwaas praat. Ek is nog meer 'n dienaar van Christus. Ek is oorvloediger in harde werk, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan, dikwels in doodgevaar. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreuk gely, 'n nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer. Dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op die see, gevare onder vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daaglikse druk op my kommer oor julle. Ek is geslaan, ek het gevaar van elke kant af. Hierdie klink soos 'n lied wat jy kan skryf, man. Jy weet, dit is net alles gaan verkeerd. Is in die woestyn, daar's gevaar, as ek op see, daar's gevaar. 3 keer skipbreuk gelei, 1 keer vir 'n dag en 'n nag in die diep see getrotseer. Hy het vasgeklou aan 'n stuk hout vir 'n dag en 'n nag in die see. En deur dit alles, ek is oortuig dat die lyding van hierdie huidige tyd nie kan vergelyk met die heerlikheid wat vir my wag nie. En die hele brief van 2 Korintiërs is deur trek met daardie tipe taal. In die begin van 2 Korintiërs sê hy dat ons is tot op ons uiterste verdruk. Dat ons selfs gedink het dat ons eie lewe gaan verloor, dat ons gaan sterf. Dis hoe erg dit was. Ons het alle hoop op lewe laat gaan, sê hy. En dit het alles plaasgevind sodat God vir ons kan wys, nie om op ons eie krag staat te maak nie, maar om ons hoop te plaas in hom wat die dooies sal opwek. Hier is nie 'n man wat skryf uit sy paleis en hy sy rykdom en sê, ag, verdra maar nou net 'n bietjie pyn nie. Dit is iemand wat weet hoe om deur die moeilikheid te gaan. En hy sê, ek is oortuig dat niks kan vergelyk met die heerlikheid wat vir ons wag nie.
Want sy oë is nie gefokus op dit wat hy sien nie, maar dit waarin hy hoop. Hy sê dit wanneer hy praat van ons. Hy sê ons hoop nie op die dinge wat ons kan sien nie, want as ons dit kan sien, dan het ons nie hoop nodig nie. Nee, ons hoop juist op die dinge wat ons nie kan sien nie, en daarom verdra ons dit. Want hoop wat gesien word is nie meer hoop nie. En so hy besef dat ons sukkel met hierdie moeilikheid. In vers 19 tot vers 27 word saamgebind met hierdie een konsep, hierdie een gedagte van die versigtinge. In die eerste plek sê hy dat die skepping sug. In die tweede plek sê hy dat ons wat die Gees ontvang het, sug. En aan die derde plek selfs die Gees sug vir ons. En hierdie drie gedeeltes word saamgebring in hierdie versigtiging en wanneer hy sê dat die aarde sug en ons sug en die Gees sug, wil ek dit vooraf sit sodat as ons aan die slaap raak later deur die preek, want Rudolf gaan te lank aan, onthou hierdie, hulle sug nie in hopeloosheid nie, maar hulle sug in hoop. Daar is 'n verskil, want jy kan sug in wanhoop. Nog 'n dag, nog 'n rand. Dit is wat dit is, die lewe gaan maar aan. Dis wanhoop. Sigting is, ek kan nie wag vir wanneer hierdie alles verby is en die Here kom op die wolke nie. En dit is die versigtiging waarvan hy praat. In die eerste plek die skepping, vers 19 tot 22. Die hele skepping is aan verganklikheid onderwerp. Nie uit eie keuse nie, maar as gevolg van hom wat dit in hoop onderwerp het. En hy praat daar van die aarde, Genesis 3. Adam het gesondig, maar wat is die vloek wat aan Adam gegee word? Die hele aarde word vervloek as gevolg van Adam se sonde. En die aarde sal dorings en dussels voorbring. En ons sien hoe die wêreld deurmekaar is. Dit wat God as goed gemaak het, lyk vir ons verskriklik vandag. Daar is vulkaanuitbarstings, daar is klimaatveranderings, daar is allerlei dinge wat skeefloop in hierdie aarde, meer orkane of meer vloede of wat ook al dit is. Dit voel asof die aarde besig is om met mekaar uit te skree. Kort hoor ons van die wanhoop dat binne 15 jaar gaan daar nie meer 'n strand wees nie. Durban gaan heeltemal oorstroom word as gevolg van verwarming of wat ook al die rede is. Elke nou en dan hoor ons dat daar asteroïde op pad is en hy gaan ons net mis. As jy gaan lees, dan is dit soos honderde duisende kilometers weg, maar dit is net mis. En ons word heeltyd herinner aan die moontlikheid dat op enige oomblik gaan hierdie aarde tot niet gaan. Dinge kan lelik skeefloop. En dit is so in geskiedenis, daar sekere vulkaanuitbarstings wat hele kulture verander het, landskappe uitgewis het. En die aarde is onderwerp aan hierdie verganklikheid. En Paulus sê, ons sien dit rondom ons. Alles is besig om af te breek. Daar is niks wat bly nie. Daar is niks wat permanent is nie. Berge word weggevee deur riviere wat deur dit sny. Alles vergaan, alles gaan dood. En dit kan 'n mens lei na die Prediker se siening, wel wat is die punt van alles? As alles vergaan, hoekom enige moeite doen? Hoekom omgee? Maar ons word herinner, hierdie skepping is onderhewig aan verganklikheid. Maar in hoop. Hoop vir wat? Dat die kinders van God uiteindelik geopenbaar sal word. Sien, ons verlossing gaan lei na die verlossing van die skepping toe. En nou wil ek 'n bietjie 'n teologie in gooi, want ons is partykeer nie seker oor waartoe ons gaan nadat ons sterf nie. Ons het baie keer in ons idee die gedagte dat, wel, as ek sterf, gaan ek hemel toe. Reg? Ek dink ons almal glo ons gaan hemel toe. En dis waar, ons almal gaan hemel toe. Maar wat dan? Wat dan? Nou is ons in die hemel. Soos op wolkies met harpies. Staan ons net rond? Wat is die doel van dit? Waarheen gaan ons? Wat is ons uiteindelike bestemming? Wel, die skrif is baie duidelik. Wel, ek dink dis baie duidelik.
Sommige mense mag nie saamstem nie. Maar die skrif is heel duidelik dat hierdie aarde is die aarde wat ons gaan erf. Jesus self sê, gelukkig is hulle wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde erf. Petrus sê in 2 Petrus 3 dat hierdie aarde gaan in vuur opgebrand word. Maar hy praat nie van 'n vernietiging daar nie, hy praat van 'n vernuwing. Alles wat sleg is gaan weggebrand word en dit wat oorbly is heilig. Maar wat van die nuwe hemel en die nuwe aarde? Weereens, in die konteks van dit, ek sien 'n nuwe hemel en 'n aarde kom, is 'n vernuwing. Want luister na die taal van Openbaring. Ek sien die nuwe Jerusalem kom na die aarde toe. Hoekom kom die nuwe Jerusalem na die aarde toe as die aarde vernietig gaan word? Is julle met my? Maar niet beteken tog niet. Nuwe hemel, nuwe aarde. Dan vat ek julle na die teks toe wat sê dat ons is almal nuwe skepinge in Christus. Beteken dit dat ek ophou bestaan het? Nee, ek is vernuwe. Die taal van die skrif is nie dat alles net gaan weggaan en daar's geen punt nie. Nee. Hierdie skepping is aan verganklikheid onderhewe met die hoop dat wanneer Christus uiteindelik homself openbaar in sy heerlikheid en ons saam met hom, dat alles nuut gemaak gaan word en dat ons saam met hom op hierdie aarde gaan heers. Daar gaan nie meer see wees nie. Dinge gaan anders te lyk. Maar die skepping wag vir die dag, nie om vernietig te word nie, om vernuwe te word, om ontslae te raak van die verganklikheid en die sonde wat hom bewerk. So as iemand vir jou vra, waartoe gaan jy? Ek gaan hemel toe vir 'n tydjie. Ek weet nie hoe lank nie, maar dan kom ons almal terug. As jy met my wil stry oor hierdie punt, kan jy met my in daai tyd stry, maar dis wat ek in die Bybel lees. Die skepping wag vir die openbaring van die kinders van God. En dan gaan hy nie meer aan verganklikheid onderhewe wees nie. So, terwyl die prediker vir ons sê dat die wind draai maar op sy manier, en die son kom op en die son gaan onder, en hierdie dinge gebeur en daai dinge gebeur, en die see word nooit vol nie. Dit klink asof dit net nutteloos is, maar God, in God se hande, is die skepping besig in sy plan. Hy gaan iets doen met hierdie skepping wat ons nie eens kan begryp. En so die skepping wag met 'n heilige verwagting, met sigting vir daardie dag. Dan gaan hy na ons toe en Paulus sê dat ons saam met die skepping sug. Ons wat die Gees as eerste gawe ontvang het, sug. En hy sê ons sug en ons verwag die aanneming as kinders, en dan kwalifiseer hy daardie aanneming, die bevryding van ons liggame. En wat hy daardeur bedoel is die bevryding van hierdie verganklikheid. Hierdie bene wat swak word, hierdie ore wat nie meer hoor nie, hierdie oë wat nie meer wil sien nie. So kom 'n mens brille kry, jy probeer net nog so 'n paar jaar se oë by te kry. Ons almal is onderhewig aan daardie verganklikheid. Hoe ouer jy word, hoe meer besef jy dit. Terwyl jy nog jonk is, dink jy ek gaan altyd so sterk wees. Dan tel jy 'n boks eendag op en jy kom agter ek is nie meer so sterk soos wat ek was nie. Daai boks is swaarder, julle. Ons besef die verganklikheid van ons liggame. En ons onderhewig aan dit en ons wag vir daardie dag wanneer ons geopenbaar sal word as die kinders van God, wanneer ons ten volle, en weer ons weet in die begin van hoofstuk 8, ons is klaar aangeneem. So wanneer hy sê ons verwag die aanneming, is dit uiteindelik die realiteit van dit wat ons voorwag. Ons weet ons is aangeneem as kinders, en daarom is die Gees van God in ons harte uitgestort, daarom sê hy ons sug, want ons wag vir daardie dag, daardie totale aanneming, maar ons het die Gees as eerste gawe ontvang, want die Gees getuig al klaar in ons gees dat ons kinders van God is. Maar die finale werk, daardie dag waarop ons hoop, is die dag wanneer ons nie meer in hierdie verganklike liggame leef nie. Weereens Paulus praat van dit in 1 Korintiërs 15. Wanneer hy sê dat hierdie verganklike moet gesaai word in verganklikheid, sodat dit opgewek kan word in onverganklikheid.
Soos Jesus. Jesus wat in sy sterflike liggaam gesterf het opgestaan in sy onsterflike liggaam en ons gaan wees soos hy. En so ons sig. Maar nie hopeloos nie. Hy sê ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien word is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien. Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En so Paulus sê dat ek weet dis moeilik. Ek weet ons gaan deur lyding. Ek weet dinge is nie maklik nie. Veral vir hulle wat uit dorp uit gejaag word weens hulle geloof. Hulle wat alles verloor in oorlog. Hulle wat alles verloor deur verskeie maniere. Hy sê ek weet ons gaan deur moeilike tye. Maar volhard in die geloof. Volhard in die hoop wat ons het, dat alles is nie soos wat dit is nie, alles gaan nie bly soos wat dit is nie. En so vir 'n kort tydjie moet ons verdra, en vir 'n kort tydjie moet ons die pyn verduur. Met die oortuiging wat hy skryf in 1 Korintiërs 2, die welbekende vers, dat dit wat God voorberei het vir hulle wat hom lief het, die oog nog nie gesien en die oor nog nie gehoor nie, en nog nie eens by die gedagtes van die mens opgekom nie. Ons kan nie eens begin dink oor hoe die wêreld gaan wees en hoe die lewe gaan wees nie. So nou en dan terwyl ek besig is om musiek te luister, ek sit net my musieklys op en speel daar random musiek. Maar daar's 'n lied wat ek hou van die lied, ek hou van die wysie, ek hou van die woorde op 'n sekere manier, so wees met my. Ek weet ek praat nou nie so 'n pastoor nie, maar dis 'n liedjie deur Queen, Who Wants to Live Forever. Julle ken hom seker. Brian May het daai lied geskryf vir 'n film wat gaan oor onsterflike mense, die Immortals, Highlander. Nou wys ek, pastoor, wat so goed kyk jy? Wat so musiek luister jy? En hy vra die vraag, who wants to live forever? Wie wil vir ewig leef? Wie wil vir ewig leef? Want die hele punt van daardie film of die doel van daardie storie van Highlander is dat jy wat onsterflik is, sien hoe die sterflike mense rondom jou sterf. Die vloek wat jy het is, ja, jy lewe vir ewig, maar al jou geliefdes gaan dood. En so, jy sien hulle oud word en jy word nie oud nie, en hulle sterf. En dan miskien vir 'n paar 100 jaar dink jy gaan maar alleen sit en wegkruip, en dan ontmoet jy iemand en dan raak jy lief vir daardie persoon word ook oud en daardie persoon sterf ook, en jy het konstant hierdie herinnering dat almal anders te vergaan. En so die vraag is dan, wie wil so leef? Wie wil vir ewig leef as dit aangaan? En die probleem is dat Brian May ken nie sy Bybel nie. Want hy sien homself as die onsterflike binne in die wêreld wat nog steeds verganklik is. Maar dit is nie die hoop nie, dit is nie die belofte nie. Die belofte is dat alles nuut gemaak gaan word. Daar gaan nie meer dood wees nie. Daar gaan nie meer pyn wees nie. Daar gaan nie meer trane wees nie. Daar gaan nie meer hartseer wees nie. Daar gaan nie meer enigiets wat onderhewig is aan die sonde en die verganklikheid van hierdie wêreld gaan nie meer daar wees nie. En ons kan nie besef en ons kan nie dink hoe dit sal wees as ons vir ewig nou lewe nie. Wat doen ek? Hoeveel episodes van jou reeks kan jy kyk? Hoeveel boeke kan jy lees in ewigheid? Maar dit is omdat ons so klein dink, ons sien nie die wêreld soos wat hy nou is. Dit is wat dit is. Maar dit is nie hoe dit gaan wees nie, en ons weet nie heeltemal hoe dit gaan wees nie. Maar ons weet dit gaan beter wees. En so ons sug nie in hopeloosheid en wanhoop nie, ons sug amper soos 'n kind wat nie kan wag vir die skoolvakansie om te begin nie. Reg? Daar kan soos nog 'n dag. Want hy weet wat wag, reg? Die kind sug nie omrede daar geen ander dag kom nie. Die kind sug oor nog 'n dag wat ek skool toe moet gaan, want hulle kan nie wag vir die dag wat hulle nie skool toe hoef te gaan nie.
Party kinders is andersom, hulle kan nie wag vir die skool om te begin nie. Maar dit is daai tipe sigting van, eendag gaan dit beter wees. So ek gaan nou 'n bietjie aanhou. Ek gaan nou 'n bietjie deurdruk. Ek gaan nou vashou. Ek gaan nou doen wat ek kan doen. Ek gaan doen wat my hand vind om te doen. Ek gaan doen wat die Here vir my gevra het om te doen. Ek gaan die beste doen met hierdie dag wat ek kan. Want dit is nie hoe dit altyd gaan wees nie. Daar is 'n hoop. Maar ek weet ook, party dae voel jy net nie lus nie. Die Here weet, party dae voel ons nie lus nie. Nee, mamma. Hoekom het ek opgestaan vanoggend? Ek sê dit, ons het gehoor vanoggend. En ek dink ons voel partykeer so, hoekom het ek opgestaan? Al die pyne, al die dinge, is nie beter om weg te gaan nie. Daar's apies oral in die kerk op die oomblik, hoor. Dat is daar agter. Hulle was nou daar gewees, daar's een daar op die tafel staan. So ver bly hulle nog daai kant toe. Ja. Ons kry nuwe gemeentelede. Thank you, Nelson. Ja. Hulle wil ook daarom die woord hoor. Hulle wil ook weet, hulle is nie aan verganklikheid onderhewe nie. Hulle sug saam met ons vir die dag van die openbaring van die kinders van God. Maar ek weet daar is tye wat ons nie voel of ons kan nie. En daarom is dit so goed dat ons hierdie derde gedeelte kry. Die aarde sug vir die openbaring van die kinders van God. Ons wat die Gees as eerste gawe ontvang het, sug vir die openbaring en vir die aanneming van ons, die bevryding van ons liggame, ons aanneming as kinders van God. En dan daardie gedeelte. En so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie waarvoor om te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Die Gees kom ons swakheid hulp. Want ons weet nie waarvoor om te bid nie. Ons is nie seker wat die punt van alles is nie. Partykeer voel ons net nie asof ons kan nie. En hy sê, maar die Gees wat in ons harte uitgestort is, daardie Gees wat aan ons, in ons getuig dat ons kinders van God is, daardie selfde Gees help ons in ons swakheid en tree vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Het jy al op so 'n punt gekom dat jy nie eens weet waarvoor om te bid nie? Daar's te veel dinge en jy weet nie wat se rigting nie. Jy weet nie wat die punt van alles is nie. En ons dink partykeer dat as ek nie heeltyd besig is om te bid in my kamer wanneer ek besig is om te bid nie, is daar iets verkeerd. Ek bid nie reg nie. Partykeer moet ons stil word. Partykeer moet ons letterlik net daar sit en sug. Laat die Heilige Gees vir ons intree en aan die Vader openbaar wat in ons harte aangaan. In 1 Korintiërs 5, julle kan dit lees, ek gaan nie daar in diepte ingaan nie, brei hy uit, 2 Korintiërs 5, brei hy uit op hierdie konsep van die Gees wat intree in ons swakheid. Hierdie Gees wat ons help en ons bystaan in ons gebedslewe. Want hy sê daar, dat die Gees van God ken die gedagtes van God. En die Gees deursoek ons harte ook en openbaar ons gedagtes aan God. En hy help ons in ons swakheid wanneer ons nie weet om te bid nie. Nie net dit nie, hy gee ons krag wanneer ons dink daar is nie meer krag hoor nie. Daar is nie meer hoop nie. Daar is al tye wat ek gekom het op 'n punt wat ek regtig voel as, Here, nog 'n dag, asseblief tog, kom gou. En hier staan ek nog steeds. Want die Gees het my krag gegee om deur daardie diep sloot te druk, daardie rivier wat my wil oorstroom. En dit is die gawe wat ons ontvang deur die Gees, dat ons wel verdruk word, ons word wel terneergedruk, ons word wel partykeer plat geslaan, maar ons word nie vernietig nie. Ons ontvang krag, wat ons nie geweet het ons het nie, want ons het dit nie gehad nie. Want die Gees is die een wat ons in ons swakheid help. Om te bid, om te hoop,
En alhoewel hier nou nie 'n volledige antwoord is op 'n vraag wat laasweek vir my gevra is nie, sal ek net dit vlugtig deurgee. As die Heilige Gees die voorspraak is en Jesus is die voorspraak by die Vader, wie is nou eintlik die voorspraak? Ons weet Jesus doen voorspraak by die Vader in die hemel vir ons. Maar nou lees ons hier dat die Heilige Gees doen voorspraak vir ons. En ek dink ek het al voorheen bietjie meer geantwoord, maar ek sal dit weer sê. Die Here Jesus tree vir ons in as voorspraak by die Vader, deur ons geregtig te verklaar voor die Vader, en te sê, hulle is kinders van God. Hulle is my broers. En hy verdedig ons in daardie sin in ons geregtigheid voor die Vader. Die Heilige Gees is op aarde ons voorspraak, om ons te oortuig dat ons welkom is by hom, want ons is kinders van God. En so waar Jesus sê dat hulle is geregtig en heilig voor u, is die Gees die voorspraak wat sê, en hulle is kinders. En hulle behoort aan u. En so getuig die Gees ook aan ons, want ons is nooit seker of ons nog reg is nie. Ons twyfel partykeer of ons nog kinders is van God. En ons het 'n paar weke terug gesê, absoluut, as jy die Gees ontvang het, is jy 'n kind van God. En hy neem sy Gees nie terug nie. En so wanneer ons wel swak is, wanneer ons begin om te sug in wanhoop, kom die Gees en hy kom ons swakheid te hulp, en hy gee vir ons weer hoop, sodat ons nie sug in hopeloosheid nie, maar sug in heerlikheid. Want hy gee vir ons hierdie oortuiging. En Paulus kom terug na die oortuiging. Hy het begin deur te sê, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie kan vergelyk met die heerlikheid wat wag nie. Dan kom hy terug in vers 28. Want ons weet. Dis 'n oortuiging, ons weet. Nie ons hoop nie, ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Nou hierdie vers op homself het 'n vertalingsprobleem in verskeie vertalings. Want dit kan of ons weet dat alles werk ten goeie uit, in die sin van alles gaan maar net uitwerk soos wat dit uitwerk. Of daar is die meer spesifieke vertaling uit van die manuskripte wat sê, ons weet dat God alles uitwerk volgens sy plan. Dat God alles uitwerk. Nou, dit beteken uiteindelik dieselfde ding, want dit is God wat alles uitwerk. Dit is nie dat alles van homself uitwerk nie. Party mense dink alles gaan maar net uitwerk, jy hoef nie te worry nie. Nie bekommerd wees nie, dinge sal uitwerk. Maar los hulle dit nie, God laat alles meewerk. God laat alles ten goeie uitwerk vir ons, vir hulle wat hom liefhet. Dit is nie een of ander liekrake verskynsel in die hemel en skepping dat dinge net uitwerk nie. God is aktief betrokke om alles uit te werk ten goeie vir hulle wat hom liefhet. Maar uiteindelik is die boodskap wat Paulus sê, is dat ons weet, alles gaan uiteindelik uitwerk vir God se heerlikheid en vir ons goeie. En die dinge wat ons nou deurgaan, gaan nie vir ewig wees soos wat het is nie. Alles gaan uitwerk, want God is besig om dit alles uit te werk. Ons weet dit, en daarom het ons hoop. Daarom is ons nie soos die prediker wat sê, alles is sinloos, alles is nutteloos nie. Nee, alles het 'n doel en 'n rede, want God is besig om iets te doen met selfs die mees liekrake ding wat met jou kan gebeur. Ek het 'n nuwe Afrikaanse woord ontdek, julle. Liekraak, random. Dis die Afrikaans vir random is liekraak. God laat alles meewerk. Dit bring ons terug na die rede vir ons hoop. Sien, die rede vir ons hoop is nie dat ons al klaar die hemel sien nie. Die rede vir ons hoop is omdat die Gees al klaar aan ons getuig dat ons kinders van die Allerhoogste is. En as ons dan kinders van die Allerhoogste is, erfgename saam met Christus. En alhoewel ek nie nou al alles in my besitting het nie, weet ek gaan eendag dit alles hê in Christus. En so ons hoop is in God, wat betroubaar is, om alles uit te werk volgens sy raadsbesluit en sy beloftes wat hy gemaak het.
Ons almal weet dat God gaan uitwerk vir ons goede en sy heerlikheid. Nou, dit is waar ek sê dat ek miskien volgende week meer na die laaste gedeelte gaan kyk, want ek dink dit is nou al, dit is nou al verder as ons weet, en ek sal nie lang genoeg op hierdie volgende kan wees nie. Maar hy eindig hierdie gedeelte met die 5voudige sekerheid van God se verlossing. Sien, ons weet dat God alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. En dan sê hy vir hulle wat volgens sy besluit geroep is. Reg? Die wat hy vooruit geken het. En die woord vir geken daar, die term wat gebruik word daar, kan beteken hulle wat hy voorheen gekies het. Gekies het of geken het. Vir hulle het hy bestem om gelykvormig te word aan die Seun. En as God besluit het om iets te doen, dan gaan hy dit doen. En niemand kan hom keer. En die wat hy bestem het om gelykvormig te word aan die Seun, het hy geroep. En hulle wie hy geroep het hy vrygespreek. Daar is nie een wat nie geroep is, wat nie vrygespreek is nie. Almal wat geroep is vrygespreek. En hulle wat vrygespreek is, sê hy hier, het hy ook verheerlik. En daar praat hy van asof dit al gebeur het. Hy sê, ek weet, en ons weet, dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat God lief het, hulle wat deur hom geken is, geroep is, vooruit bestem is om gelykvormig te word aan die Seun, vrygespreek is en verheerlik is. En ek dink die rede hoekom Paulus dit in hierdie amper asof hy terugkyk, skryf, dit is hoe hy geleef het. Hy het altyd gelees asof hy terugkyk op sy lewe en sê, dit was alles die moeite werd. Want kyk waar is ek nou. Asof hy al klaar verheerlik is. Ek weet op hierdie stadium is hy nie verheerlik nie. Ons weet, ons is nog nie heeltemal verheerlik nie. Maar hy praat van so 'n sekerheid dat hy verheerlik gaan word, dat hy terugkyk na dit asof hy al klaar is. En ek dink ons moet begin leef soos dit. Nie leef in ons gebrokenheid en ons wanhoop nie, maar ons moet leef in die heerlikheid waartoe ons bestem is. Met die wete dat almal wat deur God geroep is, uiteindelik verheerlik sal word. En dat soos wat jy nou is, jy nie altyd gaan wees nie. En dan vir 'n kort tydjie lei ons, maar nie in hopeloosheid nie. En saam met die skepping en saam met die Gees sug ons vir daardie dag wanneer ons uiteindelik van hierdie sinlose verganklikheid bevry sal word. Amen. Kom ons bid. Vader, ek bid, Here God, dat U hierdie woord in ons harte sal laat diep insink, Here. Here, dat ons sal besef dat ons kyk uit na 'n dag, Here, wanneer elke traan afgevee word. Here, wanneer elke pyn weggeneem sal word, wanneer elke sonde weg sal wees, selfs die bestaan van sonde nie meer sal wees nie, die dood sal nie eens meer daar wees nie, Here. Geen gebrokenheid nie, geen hartseer nie, geen seer nie. 'n dag wanneer die hele skepping vernuwe is, in die heerlikheid, om deel te hê aan dit wat ons as U kinders deel het. En dat ons weet, Here God, dat ons nie wanhoopig hoef te wees oor die toekoms nie. Dat ons nie sug met 'n wanhoopige sigte nie, maar dat ons sug met 'n uitsien na daardie dag wanneer alles nuut gemaak gaan word in U. En so ek vra Heilige Gees dat U ons sal help in ons swakheid wanneer ons sukkel om dit te sien, wanneer ons sukkel om dit te begryp. Ja, Here, wanneer ons sukkel om dit te glo. Here, want ons worstel met hierdie vlees van ons, met hierdie denke, met alles wat verkeerd is in ons.
En so ek vra, Gees van God, bekragtig ons in ons swakheid. Help ons wanneer ons nie weet hoe om te bid en waarvoor om te bid nie. En dankie dat ons kan weet, dat U is altyd besig om te werk in ons. Om ons gelykvormig te maak in die Seun. En dat U gaan volbring, dit wat U begin het. Want hulle wat U geken het, en deur U geken is, hulle sal verheerlik word. En so mag ons met daardie sekerheid op ons verlossing, Here God, hierdie week ingaan. En nie soos 'n hopelose wêreld bekommerd is oor alles nie. Maar dat ons weet, alles is nie net soos wat dit is nie. Ons kan bid tot 'n God, wat die hele skepping kan nuut maak. Wat is dan buite U krag en werk? En so bid ek dan die genade, Here, oor hulle wat siek is vanmôre. Ons bid besonders ook vir Tannie Christa. Here, dat U met haar sal wees, Here God, in hierdie stryd wat sy stry. Dat U ook met Oom Johan sal wees, Here, en hom sal bekragtig en versterk. En al die familie, Here, wat worstel met hierdie siekte, Here God. O Here, dat U genadig sal wees oor haar en oor haar familie, Here. En mag ons met sekerheid weet vanmôre dat alles sal uitwerk, soos wat U beplan. Vir U heerlikheid en vir haar goeie, Here. En almal anderste wat siek is, Here, bid ek U genade en U seën, Here. Stuur ons dan nou uit, Here God, in die krag en die wysheid van die heerlikheid, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here en gaan wees hoopvol. Amen.